broer en suster, baie welkom vanmôre. Ons gaan nou die afkondigings vinnig. Die volgende Sondag is voorbereiding vir nagmaal die week daarna. Ons nagmaal gaan behartig word deur die Gerrit Kreer van die Kerkwerkersdorp. En dan, so wees maar gereed dat jou ouderling jou gaan bel in die week om te begin huisbesoek doen. Ek dink party ouderling die dag maar reeds begin. Dan hou ons vir Estie Liebenberg voor ter approbasie as diaken. Approbasie beteken ter wille van goedkeuring. Ons het nou haar naam die tweede keer afgekondig hierdie Sondag, so teen nagmaal word sy dan bevestig te word as diaken. Dan is daar 'n sustersvergadering 9:00 by Annette. Donderdag die 6de by Bertendam, verjaarsdag, Isabel van der Walt en Jesu altyd die 5de. Dan ons kollektes is vir barmhartigheid onder die diens en die SDDS Klasburgersdorp is die diakonale fonds van die klasses en dan skimpeerde. Verder onder lief en leed, dan die Fieldag word so stadig aanbeter as jy kans kry, stop maar daar by haar. Ons is dankbaar, Sari het goeie nuus gekry. Ek weet nie of dit nou al die nuus is nie, maar ons is bly saam met Sari vir die goeie nuus wat sy les gekry het oor haar mediese toetse. En dan dink ons ook aan ons skakel aan die Christa wat mekaar probeer one-up met wie gaan die meeste dokter toe op die oomblik. Ek weet nie wie gaan wen nie, maar ja, ons hoop dat die dokters goeie nuus het vir hulle albei elke keer wanneer hulle moet gaan. Daar is hy daai. En dan is ons baie gelukkig genoeg, ons het vir proponent Reinhard Landman en dan sy vrou Riani, daar sê dat ons my vandag. O ja, Pieter, baie welkom, ons het julle gemis, julle was lank weg. Ons hoop dat dit 'n geseënde erediens sal wees, ons sien baie daarna uit om julle te luister. En wanneer jy dan later vandag ook na Leisure wil gaan, dat dit 'n geseënde erediens is daar. Baie welkom. Dankie baie. Goeiemôre gemeente. Dis 'n voorreg om vanmôre by julle te wees by Koue Venterstad. Dis 'n voorreg om ook soveel vriendelike gesigte te sien. Ek wil net sê 'n kort afkondiging vooraf gedurende die erediens gaan ek vanuit die 2020 vertaling lees en ek glo en vertrou elkeen van ons wat hier sit en wat hier staan sal verryk en vertroos word deur die woord van die Here en deur die leiding van die Heilige Gees. As voorsang sing ons saam skrifruiming 30-6, lied 163 en lied 159.
Psalm 111 vers 1 tot 3. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag die genade en vrede vir ons vermeerder word deur ons kennis van God en Jesus, ons Here. Amen. Geliefdes, kom ons staan nou en ons loof die Here met lied 205 vers 1 en 3. En ons loof die Here nie net met ons lippe nie, maar ook so met ons harte, want dit is ware en opregte godsdienst. Kom ons staan. Geliefdes, ons bely ons geloof vanmôre aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. En wat 'n voorreg is dit om as gemeente Venterstad saam met kerke reg oor die wêreld ons geloof in ons drie-enige God te kan bely. Ons bely as volg: Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons sing dan nou ook saam skrifbereiding 1-2 vers 1, 2 en 3, en in dit bely ons ook dit wat ons glo. In sangende stemme sing ons dit dan ook saam.
Geliefdes, kom ons verootmoedig onsself nou vir die wet van die Here. En ons doen dit vanmôre vanuit Jakobus 2 vers 10. Daarna lees ons saam vanuit die wet van die Here Eksodus 20. Jakobus 2 vers 10. Want wie die hele wet probeer onderhou, maar een wet oortree, is aan almal skuldig. Ons luister nou na die wet van die Here vanuit Eksodus 20. Die wet van die Here is 'n spieelbeeld waarin ons lewens meet en sien. En vanuit die wet van die Here sien ons waarin ons skuldig is. Na ons wetlesing gaan ons saam sing Lied 245 vers 1 en 2. En waar ons dan die lied saam sing, hoor ons en besef ons weer opnuut, ja, ons is skuldig, maar daar is vergifnis by ons Here Jesus Christus. Ek lees Eksodus 20 vir ons. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, of enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat doen vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en die 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat. Gedenk die Sabbatdag, deur dit te heilig. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slaafin, jou diere en jou vreemdelinge wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, of enigiets wat in jou naaste behoort nie. Tot daar. Ons sing dan nou saam Lied 245 vers 1 en 2. Thank you.
ons sluit ons oë vir gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U vir hierdie koue môre. Ons weet Heer dit dat U in beheer is van al die seisoene. Ons dank U dat ons almal veilig by die erediens kon aankom en nou U lof kan besing met skrifbreidings, psalms en liedere. Dit is 'n voorreg om U te kan en te wil loof en prys. Aan Here alle eer en alle lof moet U toekom. Alles behoort aan U. Ons dank U ook vir die goedheid van môre, dat ons vanuit die wet kon hoor waar ons skuldig is. Ook vanuit die lied kon hoor dat daar werklik vergifnis is. Ons is verlos van ons sondes en ons is U kinders. Dank U ook vir elke oom en tannie, jong dogtertjie en seentjie, jong mense wat hier so in erediens is vanmôre. Dankie dat U skape vergader en dankie dat U ons nou vanmôre gaan voed met die woord. Ons gebed is en ons smeek dit van U, mag ons vanmôre verryk word deur dit. Mag ons werklik hierso sit met oop ore sodat ons kan sien en kan hoor U is werklik hier teenwoordig. Ons bid ook so vir ons ander kerke hier in Suid-Afrika waar die woord verkondig word, in die charismatiese kerke, die NG Kerk, die hervormde kerke en selfs in die gereformeerde kerke. Mag daar U woord suiwer verkondig word en mag ons almal U loof en prys soos U gedien wil. Ons vra ook so verlig ons verstand vanmôre deur die werking van die Heilige Gees. Mag Hy oorvloedig in ons werk sodat ons met oop ore kan luister. Mag daar nie klein dingetjies wees wat ons aandag aftrek nie, maar mag ons fokus en nadat wanneer die woord verkondig word, wat ons in ons lewens kan verander, sodat ons godsdienstlewe kan verbeter. Nie omdat dit moet nie, maar omdat ons dit wil doen. Ons wil ons lewe as 'n dankbare offer aan U offer. Vader, ons bid ook so vir almal wat siek is. Mag U daar vir hulle 'n uitkoms gee. Mag U genesing bring. Ons bid vir die wat moedeloos is, die wat twyfel in hulle geloof. Mag hulle nie vervreem van die gemeenskap van gelowiges nie, maar mag die diakens, die ouderlinge en die lidmate hulle gaan besoek. Mag ons vir hulle gaan Bybel lees. Mag ons vir hulle gaan bid. Mag ons saam met hulle sing en hulle herinner daaraan dat U hulle nooit sal verlaat nie. U is met hulle. Dankie dat ons ook hierdie belofte het dat U met ons is. U is met ons in ons gelukkigste tye. U is met ons in ons donkerste tye. Dit is 'n voorreg om U kind te wees en U Abba Vader te hê. Ons bid dit alles in Jesus Christus se groot naam alleen. Amen. Geliefdes, ons sing dan nou met die oog op die prediking vanmôre saam Psalm 16 vers 1, 3 en 5 en soos dit nou natuurlik sing, let u op hoe pragtig is hierdie woorde van hierdie Psalm 16. Kom ons sing dit saam. Thank
Geliefdes, ons skriflesing vanmôre kom vanuit Psalm 16 en dis dan ook nou 'n katekismusprediking, so ons gaan vanuit die katekismus lees Sondag 1 vraag en antwoord 1. Ons fokusverse van Psalm 16 vanmôre is die volgende: vers 2, vers 10 en vers 11 en die tema wat gepaard gaan saam met die prediking is dan as volg: Die Here se teenwoordigheid is my troos wat my verseker van sy sorg en beskerming. Daarom leef ek vir hom. Ons lees Psalm 16, daarna die fokusverse en dan vanuit die katekismus. Beskerm my, o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Heer, buite U is daar vir my niks goeds nie. Wat die heiliges in die land betref, ja, die magtiges, wie ek al my vreugde gevind het. Wie hulle na ander gode haas, vererger hulle smart. Ek sal nie vir hulle drankoffers van bloed uitgiet nie, en ek sal hulle name nie op my lippe neem nie. Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. Die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here prys wat my raad gegee het, selfs in die nag wys my hart my reg. Ek hou die Here altyd voor oop, omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Daarom is my hart bly en juig my binneste. Ja, my liggaam bly veilig, want U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie. U sal nie toelaat dat U getroue volgeling die graf sien nie. U wys my die pad van die lewe. Oorvloedige vreugde in die teenwoordigheid, lieflik Here, in die regterhand vir altyd. Ek lees graag ons fokusverse, vers 2, 10 en 11. Ek het vir die Here gesê, U is my Heer, buite U is daar vir my niks goeds nie. Vers 10 en vers 11. Want U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie. U sal nie toelaat dat U getroue volgeling die graf sien nie. U wys my die pad van die lewe. Oorvloedige vreugde in die teenwoordigheid, lieflik Here, in die regterhand vir altyd. Nou die katekismus Sondag 1 vraag en antwoord 1. Daar word gevra, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Ons antwoord, dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Tot daarin is ons. Geliefde broers en susters in die geloof, Psalm 16 is vir baie van ons 'n psalm wat na aan die hart is. Dit gaan oor die vertroue wat Dawid in die Here plaas en dit bring vir Dawid geweldige troos. En Dawid plaas sy vertroue in die Here om een enkele rede. Omdat hy verseker is van die Here se teenwoordigheid en die sorg en beskerming wat daarmee gepaard gaan. Nou reg deur die Psalm sien ons wie die Here vir Dawid is en wat die Here vir Dawid doen. En dit veroorsaak dat Dawid sy vertroue in die Here kan plaas en troos kan beleef. Nou geliefdes, hierdie Psalm spreek ook vandag tot op ons op 'n besonderse manier. Want wanneer 'n krisis ons oorval, wanneer angste en smarte ons oorlaai, soek ons smagtend na troos.
Ons vra die vraag, wat is dit wat my werklik troos sal laat beleef? En nie net oppervlakkige woorde nie, wat my werklike troos sal laat beleef. Wat sal ons antwoord wees? Dit bring ons by ons eerste hoofpunt. Die Here se teenwoordigheid is 'n troos vir hulle wat aan hom behoort. Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismes vra vandag vir jou, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dit is 'n persoonlike vraag wat direk gevra word. Dit word gevra omdat die mens 'n diepe behoefte het aan sekerheid wat troos bied. Want die mens gaan dikwels deur angste en smarte. Dit bring ons dan by vers 1 van ons skrifgedeelte, wat begin met 'n kragtige pleit van Dawid. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Nou ons weet nie presies watter gevaar Dawid in hierdie oomblik beleef het nie, maar ons kan ons voorstel dat Dawid met sy rug teen die muur staan. Sy smarte was groot. 4 keer in Psalm 16 word die naam van die Here, die verbondsnaam, wat 'n persoonlike verhouding aandui, herhaal. Elke keer word dit gevolg deur 'n belydenis van vertroue. Juis toe Dawid met sy rug teen die muur staan, roep hy tot God en hy hardloop na God. Dawid vind sy sekerheid, sy beskerming en daarmee sy troos, nie in mense nie in wapens nie in sy eie krag nie in afgode nie, maar in die Here se teenwoordigheid. Nou in vers 2 vind ons Dawid sy eerste belydenis van die 4. Hy bely in vers 2, U is my Heer, buite U is daar vir my niks goeds. Hier bely Dawid sonder twyfel, ek behoort aan God. Ek is sy eiendom en hy is my meester. Dawid hardloop na God toe, want hy weet hy kan. Hy sê nie net, U is God nie, maar U is my Here. Dit is 'n persoonlike, 'n intieme belydenis. God is nie vir hom ver of abstrakt nie. Nou hierdie pleit vir beskerming in vers 1 besef ons is slegs moontlik omdat Dawid met vertroue kan bely dat hy aan die Here behoort en dat daar vir hom geen goed buite God is nie. Nêrens anders as in die Here se teenwoordigheid waar hy skuil nie. Geliefdes, dit is wie die Here vir jou is, of beter gestel, dit is wie die Here, dit is wat die Here jou maak, wat bepaal wat jou antwoord op die vraag is, wat ons in die katekismes vra. Nou voordat ons aangaan, kom ons kyk eers wat is hierdie troos wat die katekismes van praat. Troos is 'n teewig. Dit beteken wanneer iets slegs oor jou lewe kom wat hartseer en pyn veroorsaak, kom daar teenoor iets wat groter is, wat hierdie hartseer en pyn oortref. Natuurlik vra ons dan nou die vraag soos ons hier sit. Is dit dan moontlik dat ons troos in die Here se teenwoordigheid kan beleef? Die antwoord, ja, dit is. Soos ons bely in die katekismes, dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal. Ons kan vandag troos beleef wat ons behoort aan Jesus Christus. Ons is die eiendom van God. Die probleem, die rede hoekom ons met ons rug teen die muur gestaan het, hoekom ons troos nodig gehad het, het Jesus opgelos. Hy het met sy kosbare bloed vir ons sondes betaal. Hy alleen is en was die teewig van ons sondes wat soveel ellende en smart veroorsaak. Die sonde het skeiding gebring in die verhouding met God. Ons kon nie sê ons behoort aan God nie. Ons kon nie sê ons is sy eiendom nie, want die sonde het afstand tussen ons en God veroorsaak. Ons was verwyder van die ware bron van geluk en vreugde. Maar Jesus Christus het gekom en ons met God versoen. Die straf op die sonde, wat vir ons die ewige pyn, die ewige dood sou veroorsaak het, het hy ten volle betaal. Ja,
Christus het ons verlos. Daarom het ek en jy ware troos. Want God is nou op 'n besonderse manier teenwoordig en ons behoort aan hom. Ons soeke na troos is opgelos. Nou as ons verder na ons skrifgedeelte kyk en wat ons in die katekismes bely, sien ons dat die troos wat ons het, dit wat ons beleef, dit bestaan uit verskillende dele. En dit hou vir ons regtig iets pragtigs in. Dit bring ons nou by ons tweede hoofpunt. Die Here se teenwoordigheid verseker my van sy sorg en beskerming. Maar ons moet eers verstaan dat die wat aan die Here behoort, mense is by wie die Here op 'n besonderse manier teenwoordig is. Ons leef as getroostes in sy teenwoordigheid, soos Psalm 16 vers 2 en 11 vir ons uitwys. Nou geliefdes, hierdie troos wat ons heeltyd oor praat, bestaan dan nou uit twee dele. Beskerming, soos ons antwoord in die katekismes. Jesus Christus het my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan afval nie. Sorg, want alles moet inderdaad tot my saligheid dien. En dit is presies wat ons skrifgedeelte vir ons wil uitwys. Nadat Dawid in verse 1 tot 4 bely dat hy aan die Here behoort en dat die Here sy enigste troos is, gaan hy nou dieper. Hy bely nie net wat hy glo, maar ook waar hy met soveel vertroue in die Here se teenwoordigheid kan leef en waaruit hierdie troos voortvloei. Nou, wat is dit? In vers 5 bely Dawid: die Here is die deel van my erfenis. Dit beteken dat God nie net die gewer van alles is nie, maar die gawe self. Die Here is Dawid se erfdeel self. Met ander woorde, Dawid het geen skat wat hy hoër ag as God nie. My geliefdes, hierdie is groot. Ons mag dit nie mislees nie, want dit is die basis van wat Dawid se troos uitmaak. Omdat God self die gawe is, beteken dit ook dat die Here sy beker is en die een is wat sy lot onderhou. Kom ons lees vers 5 weer. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker, U onderhou my lot. Nou hier sien ons die eerste deel van hoekom Dawid soveel vertrou het en waarom hy troos het. Dit is omdat die beker die lot is wat uit God se eie hand kom. God skink dit vir hom. En dit is nie 'n beker van oordeel nie, maar die beker van sorg en seën. Dink net daaraan Psalm 23. Die volgende deel van vers 5 wys vir ons verder. As ons na die woord onderhou in diepte kyk, beteken dit om vas te hou, te beskerm en te bewaar. God is die een wat die lewe en die lot van sy kinders bepaal, onderhou en bewaar. God sorg dat dit wat hy vir ons gee, dat dit veilig bly. Daarom wanneer ons bely in Sondag 1, ek is uit alle heerskappy van die duiwel verlos en ek word bewaar op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad op my saligheid dien. Dat dit presies is wat daarmee bedoel word wanneer Jesus in Johannes 10 vers 28 sê: ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in ewigheid nooit verlore gaan. Niemand sal hulle uit my hand uitkry. Christus is die een wat my van die bose bewaar. Christus is die een wat my die hel uitgeruk het, uit die sluk van modder uitgeruk het, my voete maak vaste rotse laat staan. Hy het die mag van die duiwel verbreek. Ons kom in krisisse en gevare, maar ons word getroos dat ons sal bly staan. Want die kind van God word so bewaar dat alles werklik tot sy saligheid dien. Alles wat dien tot my saligheid beteken dat God al die kwaad so draai dat dit ten goeie meewerk. Ja, die gelowige word geraak deur lyding. Ja, hy word geraak deur teenspoed, maar dit vernietig nie ons saligheid nie. Dit dra by tot ons geloof. Dit dra by tot ons saligheid deur in ons 'n sterker geloof te werk, waardeur ons vertroue
aanhou meer op God plaas, aanhou minder en minder afhanklik raak van die nietige dinge van hierdie wêreld. Nou geliefdes, tot dusver in Psalm 16 het ons geleer hoe die Here sorg en hoe hy beskerm, maar dit gaan verder. Dawid bely in vers 7 sy derde belydenis. Ek loof die Here wat my raad gegee het, selfs in die nag wys my niere my reg. Nou in daardie tyd was die niere gesien as die plek van die mense diepste innerlike wese. En daarom in die nuwe vertalings lees ons dan van die hart. Die woord niere word vertaal met die woordjie hart. Dawid sê dus dat selfs in die donker nag van beproewings gee die Here raad en leiding tot in sy diepste wese. Die Here is die voorsiener wat aanhou sorg. Ja, hy het die grense van my erfdeel mooi laat val en nou voorsien hy verder deur voortdurend vir my raad en leiding te gee. Daarom kan Dawid in vers 8 die volgende belydenis maak: Ek hou die Here altyd voor oë. Omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Dawid weet dit. Die Here gee vir hom raad en leiding. Hy weet die Here is die enigste goed wat daar is. Hy kan sy oë nie van die Here afhaal nie. Alles dien inderdaad tot sy saligheid. Ons vandag, ons kan bely Christus ons ook so op 'n kosbare manier bewaar. Nou ons kan natuurlik nou hier sit en dink, wat beteken hierdie regterkant waarvan Dawid praat as hy sê die Here is aan sy regterkant? Die regterkant, soos ons gehoor het in vers 8, was die kwesbare, onbeskermde kant van 'n soldaat. Sy swaard was aan sy linkerkant, die kant was dus oop gewees. God staan dan juis daar as ondersteuning en beskerming. Selfs met sy rug teen die muur, selfs wanneer alles dreigend lyk, weet Dawid, dit kan ons ook vandag bely. As ek die Here se eiendom is, as hy my erfdeel is, as hy my lot bepaal, as hy my leiding gee, dan sal ek nie struikel nie, want hy is met my. Hy is my enigste troos. En dit bring ons by ons laaste hoofpunt. Christus wat ons troos, maak my deur die Heilige Gees gewillig om vir hom te lewe. In vers 9 sê Dawid hoe bly hy is. Hy sê, daarom is my hart bly en juig my binneste, ja, my liggaam bly veilig. Selfs met sy rug teen die muur, selfs sonder dat hy 'n definitiewe, duidelike uitkoms gesien het, is daar steeds die troos en vreugde in sy lewe. Hoekom? Omdat hy weet wie die Here is, wat die Here doen en dat hy aan die Here behoort. Die vaste fundament wat in vers 5 tot 8 gelê het, is dat die Here se erfdeel is en dat die Here hom lei en aan sy regterkant is. En al daai belydenisse wat hy gemaak het, dit bring nou uiteindelik vrug. Dit is hierdie vertroue, hierdie vreugde in die midde van gevaar. Nou die hoogtepunt van Psalm 16 en van ons katekismes vind ons in vers 10. Want die sal my lewe nie aan die doodryk oorlewe nie. Die sal die toelaat dat die getroue dienaar die graf sien. En die woorde van ons katekismes, dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus behoort. Dawid praat in vers 10 in die eerste plek vanuit redding uit doodsgevaar. Hy laat die saak van die dood oor aan God. Want een ding is verseker, God is sy lewe. Ook al kom die dood, niks sal sy lewe van God af kan wegneem. Werklik, uit God se hand kom net wat goed is. Maar dan kom die vraag natuurlik wat ons almal tref. Ek is nie die getroue dienaar nie. Dit kan tog nie my troos wees nie. As hy myself meet aan die standaarde van getrouheid, val ek kort. Ek is ontrou. Ek doen sonde, ek verdien die doderyk, ek verdien die verderf. Hoe kan ek dan vandag sê dat ek in hierdie lewe en in sterwe troos het? Ons kan dit sê, want ons kan bely dat Christus die getroue dienaar is wat homself in my plek gesterf het. Hy alleen is volmaak die getroue dienaar
en in 'n ware geloof is ons aan hom gebind, en daarom is die troos van sy oorwinning is ook myne. Jesus is die een wat die kruis gedra het, wat gesterf het en wat in die graf gelê is. Maar hy het nie die graf gesien in die sin van verderf. Ja, hy het waarlik gesterf, maar God het hom op die 3de dag opgewek en sy liggaam het nie vergaan. Nou kom ons staan dan net vir 'n oomblik hier by stil. Ons weet as Nuwe Testamenties gelowiges dat Dawid self die graf gesien het en sy liggaam het ontbyt. Handelinge 2 vers 29 sê Petrus, die broers wat die stamvader Dawid betref, kan ek vir julle met sekerheid sê dat hy gesterf het en begrawe is en sy graf is tot vandag by ons. Maar Petrus sê ook duidelik in Handelinge 2 vers 25 tot 28 dat Dawid nie hier van homself gepraat het nie, maar van die Christus. Ek lees dit vir ons. Ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterkant, sodat ek nie wankel nie. Daarom juig my hart en jubel my tong, ja, ook my liggaam sal in hoop voortleef, want hy sal my siel nie aan die hel oorlaat en die heilige nie ontbinding laat beleef nie. U het vir my die paaie na die lewe bekend gemaak. Deur die teenwoordigheid sal u my met blydskap vervul. Omdat Christus getrou was en die dood oorwin het, is ons belydenis vandag saam met Psalm 16 een van wat vol van vertroue op God is. Ons kan nou die teenwoordigheid en die goedheid van God geniet. Ons kan nou as getrooste sê, hy is my Here. Ek behoort aan hom in lewe en in sterwe. Christus het my sy eiendom gemaak. Ons kan saam met vers 11 uitroep, U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde is daar in teenwoordigheid, lieflikhede in die regterhand vir altyd. Maar hoe maak ek dit my eie? Hoe bly dit my belydenis en hoe word hierdie troos sigbaar in my lewe? Want uit my sondige hart is dit onmoontlik om die volheid van die betaling aan die kruis raak te sien. Die antwoord, soos ons in Sondag 1 bely, deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees verseker my van die ewige lewe en werk in ons die vaste vertroue sodat hierdie troos ook my persoonlike belydenis word. Soos ons in Romeine 8 vers 15 tot 16 lees, julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring nie, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is en deur hom roep ons, Abba Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Die Heilige Gees in ons verenig ons so met Christus deur ware geloof, sodat ons nie die graf sien, maar na die ewige lewe kan uitsien. Waar ons met sekerheid kan sê, in lewe en in sterwe word ek nie van die teenwoordigheid van God geskei nie. Verder bely ons in Sondag 1 dat die Heilige Gees maak ons ook van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Wat is dit? Dit is om uit liefde en dankbaarheid vir Christus volgens God se gebooie te doen. Om jou hele lewe, jou hele liggaam as 'n lewende en heilige offer aan God te gee. Want alleen aan hom is jy dus nou loyaal. Dawid as getrooste bely in vers 4 dat hy nie offers vir die afgode sal bring nie, maar voortaan vir God sal lewe. Ons hoor duidelik die kontras tussen 'n getrooste en iemand wat afgode najag. Omdat Dawid aan God behoort en omdat hy weet dat daar geen goed buite God is nie, maak hy sy belydenis verder 'n saak van dankbaarheid. Dawid trek 'n skerp kontras tussen hom en die wat afgode najag. Ek lees dit vir ons. Die smarte van hulle wat agter ander gode aanhaas sal vermeerder. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet nie. Ek sal hulle name nie op my lippe neem nie. Dawid wys iets baie duidelik. Die wat by God skuil, die wat aan die Here behoort, geniet die veiligheid, geniet die troos en sy goedheid. Teenoor die afgode
hulle smarte word vermeerder. Die gedagte sluit ook aan by die einde van Psalm 11, vers 11. Psalm 16, vers 11. Dat daar net lieflikheid aan die regterhand is vir altyd. Die wat die afgode najag, ja, hulle vermeerder hulle smarte. Maar Dawid se belydenis van vertroue eindig met die woorde, net lieflikheid in die regterhand vir altyd. Iemand wat deur Christus vertroos is, sal die name van afgode nie eers op sy lippe neem nie, maar alleen voortaan vir hom lewe. In die begin het ons gevra, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Ons het vandag geleer dat ons enigste troos is dat ons aan Jesus Christus behoort, dat ons die eiendom van God is. Selfs as die dood kom, gaan ons dit met sekerheid tegemoet deur die opstanding krag van ons Here Jesus Christus. Niks kan ons skei van sy sorg nie. Niks kan ons skei van sy beskerming nie. Niks kan ons skei van sy teenwoordigheid. Ons kan met ons hele hart sê, ja, die Here lei ons. Ja, die Here gee my raad. Ja, die Here is aan my regterkant. Ja, die Here is 'n lig vir my pad. En daar is net lieflikhede aan sy regterkant vir altyd. Amen. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons vandag in 'n toestand is wat ons ook ons belydenis van vertroue teenoor U kan bely. Dankie dat ons 'n verlosser het wat 'n getroue dienaar is. Dankie dat ons getroue verlosser vir ons sondes gesterf het, sodat ons nie die ewige graf of verderf hoef te sien. En dankie dat dit vir ons 'n toestand meebring waar die donkerste dieptes ons nie kan oorweldig nie. Dankie dat dit vir ons 'n troos meebring wat ons perspektief gee in hierdie lewe. Dankie dat ons die belofte het dat ons in ewigheid in U hand veilig bewaar word. Dankie dat ons ook die troos het dat U ons lei. En ons weet dit vandag, U lei ons deur die woord. U lei ons deur die werking van die Heilige Gees. En dankie ook dat ons weet, U is in ons regterhand. U is met ons. Immanuel, God met ons. Vader, ons vra dat ons mag hierdie boodskap wat ons vanmôre gehoor het, mag ons dit nie vir onsself hou nie. Mag ons dit gaan verkondig aan die wêreld hier buite. Mag ons dit op ons voorkop dra, op ons hande, mag ons dit vir ons kinders vertel. Ja, selfs ons ouers, ons maatjies by die skool, ons kollegas by die werk. Want Christus alleen is die teewig aan al die angs en smart, al die ellende, al die sonde. Dankie dat U ons so lief gehad het, dat U enigste gebore seun vir ons gestuur het. Dankie dat ons nie meer van U geskei is nie. En dankie dat ons nou deur die leiding van die Heilige Gees kan uitroep, Abba Vader. Lei ons ook hierdie week wat voorlê, ons hart, ons werk met verantwoordelikheid verrig, mag ons getroue rentmeesters wees, mag ons nie versuim om huisgodsdienst te hou nie, maar mag ons verantwoordelikhede nakom, om U gedurende, dag en nag, te loof en te prys. Mag ons U nie net deel maak van ons lewens gedeeltelik nie, maar volledig aan U verdien het. Ons bid dit alles in Jesus Christus se groot naam alleen. Amen. Geliefdes, dit is dan ook tyd vir die liefdegawe.
Geliefdes, kom ons staan nou en ons sing saam lied 2, 9:2, vers 1 en 2, en soos ons dan nou staan en sing, let op hoe pragtig is die woorde van vers 1 en 2, ek lees graag net die tweede helfte van vers 1 wat ons saam sing. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei, met sy kosbare bloed, het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ons staan en sing dit saam. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons beskerm. Mag die Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Mag die Here ons gebede verhoor en aan ons vrede gee. Amen.